advokaat Hendrik van Staten. Vanmôre selfs ons weer met advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre Hendrik. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Hendrik, is 'n tyd van woelinge in die land en die wêreld, jy weet. Ek dink vir enige iemand wat van buite af kan kyk met 'n objektiewe gesig na die wêreld, dink ek, moet dit daarom lyk na 'n klomp mense op hierdie wêreld aardbol wat nie vrede het nie, en miskien ook nie vrede in hulle hart het nie. Maar jy is met die reg te doen, en jy help ons daarom so 'n bietjie om vrede te hê in partykeer in ons lewe, of as ons nie vrede het nie, om dit reg te maak. Vanmôre is jou tema roukoop. Jy weet, dit is so 'n bekende tema of aankondiging, as mense sê, maar eintlik dink ek meeste van ons het nie regtig 'n idee wat is roukoop. En wat is die beginsels daarvan nie? Is dit goed of sleg? Waarvoor moet ons op die uitkyk wees? So verduidelik ons asseblief. Roukoop kan 'n positief en 'n negatiewe ding wees, hang af of jy nou die koper of die verkoper is, maar dit is iets wat ons in die Suid-Afrikaanse reg het wat te doen het met die verkoop van onroerende eiendom. Dit is nou soos 'n huis of soos 'n plaas. So, ons gaan vanoggend kyk na wat is roukoop, en dan gaan ek sommer aan die hand van 'n onlangse hofuitspraak ook kyk, waar die kontrakreg wel 'n invloed kan hê op 'n klousule van roukoop. Maar kom ons kyk eerstens na die definisie. Nou basies roukoop is waar 'n koper 'n deposito betaal vir die koop van 'n onroerende eiendom, en waar dit ter beurs verklaar word te gunste aan die verkoper, is die persoon wat die eiendom verkoop, waar die oordrag van die eiendom nie voortgaan nie, as gevolg van die koper se versuim. Nou hipoteties gesproke, as ek nou 'n plaasie wil koop, waarvan ek hou en die koopprys is 5 miljoen, en ek sê ek betaal 'n miljoen rand deposito, en ek sal dan aansoek doen by die bank vir 'n lening, en ek sal die lening kry voor die 20ste Oktober. Nou kom die 20ste Oktober, en nou het ek nie 'n lening gekry nie, en nou is die vraag, wat gebeur met die miljoen rand? Want is nou klaar oorbetaal aan die prokureur van die verkoper, en hulle het uitgawes gehad daarom, en ek het tyd gehad om dan nou 'n lening te kry vir die uitstaande bedrag. Nou, die doel van 'n roukoop bepaling in die verkoop van eiendom is om basies dan nou voorsiening te maak vir skadevergoeding wat 'n verkoper ly na aanleiding van 'n koper se kontrakbreuk. Omdat ek gesê het mos ek sal teen die 20ste Oktober 'n lening hê en die restant kan betaal. Nou, ongeag van die bepalings van so 'n koopkontrak, kan 'n koper ingevolge die wet op strafbedinging die hof nader vir 'n terugbetaling van die gedeelte of selfs die hele deposito waar die hof kan oortuig dat die verkoper se skade minder is as wat hy geen skade gelei het nie. Nou, dus het die koper die bewys las om dit aan die hof te weet te bring, want dit kan wees dat ek nou 'n aanbod gemaak het, en potensieel is daar nou ander kopers wat nie meer die plaas, wat belang gestel het om die plaas te koop, en nou nie meer die plaas koop nie, en nou skielik koop ek ook nie meer die plaas nie, nadat ek gesê het ek koop die plaas, en 'n aanbod gemaak het. So daarso is prokureurskostes wat betaalbaar is, daar's 'n agent, 'n eiendomsagent wat nou die plaas verkoop het, en wat geregtig is op sy kommissie, wat betaalbaar is, en dit kan ook wees dat die verkoper ander skades gelei het, omdat byvoorbeeld hy besluit het omdat die plaas nou
verkoop is, gaan hy byvoorbeeld nou nie gedurende planttyd koring plant nie. Nou kanselleer ek die koop, want ek kan nie aan die koop vereistes voldoen nie, en nou sit die verkoper met potensieel 'n baie groot verlies. Want as jy 1000 hektaar gehad het wat jy onder koring geplant het, kan dit nogal 'n aardige bedragie wees wat jy verloor. Sou jy dit nou geplant het byvoorbeeld. Nou, ongelukkig in vandag se tyd en era, is daar 'n meer verkeerlike wanopvatting wat na vore kom by kopers van grond veral. En dit is dat hulle nie werklik gebonde is aan 'n koopkontrak nie. Nou, 'n koper sien baie keer dat hy of sy kan net 'n opsie uitoefen deur te presteer en nie werklik iets gaan gebeur as die verpligtinge ingevolge daardie koopkontrak nie nagekom word nie. Nou, vir 'n roukoop, gewoonlik kan 'n mens mos nou seker bedrag wat 'n mens dan nou gee as deposito, so byvoorbeeld die R1.000.000. Nou, dit is 'n manier om 'n houvas op 'n koper te hê, so dat mens eers seker maak daardie persoon is ernstig. Want anders kan elke Jan Rap en sy maat net kom na jou toe om 'n aanbod op jou plaas te maak. En elke keer is 'n mens verskriklik bly want jy het nou 'n aanbod gekry en dit kan lei tot uitgawes wat jy het. Maar met 'n roukoopklausule in 'n koopkontrak het mens daarom die ou so bietjie by die hare beet dat daardie persoon nie net kan terugtrek en jy as verkoper skade ly nie. Nou, die aard van 'n saak sal nou baie afhang van 'n koper se omstandighede, want gewoonlik sal 'n koper nie fondse hê om 'n deposito te betaal nie, en as 'n koper nie dit kan betaal nie, dan kan mense in elk geval dan noodwendig iets van die persoon verhaal nie. Dis hoekom dit baie belangrik is wanneer 'n mens eiendom koop, maar ook verkoop, dat 'n mens seker maak jy het 'n sterk prokureur of 'n eiendomsagent wat jou adviseer om seker te maak eerstens dat jou verkoopkontrak, wat in elk geval skriftelik moet wees en in nat ink onderteken word in volgens die vervreemdingsakte en die wetgewing, dat daar 'n roukoopklausule in is, sodat 'n mens nie deur kansvatters ingeloop word wat jou plaas wil koop en 'n aanbod maak, maar op die einde van die dag nie ernstig is om 'n betaling te maak nie, en wat 'n mens dan laat skade ly. Maar ons gaan ook nou sommer kyk aan die hand van onlangse gebeurtenisse en 'n hofuitspraak wat onlangs gegee is rakende die kontrak ten opsigte van opskortende voorwaardes en wat ook 'n invloed het op roukoop. Nou, in die onlangse verlede was daar nou 'n Hoogste Hof van Appel uitspraak gewees wat dan nou dit duidelik geplaas het en die belangrikheid van regsformaliteite, maar ook duidelikheid in eiendomstransaksies uiteengesit het. Nou, hierdie appel het gehandel rondom 'n dispuut oor die verkoop van 'n onroerende eiendom, en nou hierdie eiendom is dan nou hierdie verkoper verkoop wat deur 'n regsfirma verteenwoordig was, en dan was daar wat dan ook die tweede respondent was. Nou, die kopers was die derde en die vierde respondente, en hulle is dan die dogter en die skoonseun van die appellant gewees. Nou, die saak se naam was Maria Louisa Palma Cordeville teen Paul Jane Kennedy Smith in sy nomino officio kapasiteit en andere. En dit was 'n 2024 saak wat op die 24ste Oktober 2024 dan nou aangehoor het. Nou, hierdie saak maak dit ook baie duidelik en dat dit mens moet baie versigtig wees met die bewoording van 'n mens se kontrakte, maar ook hoe 'n mens omgaan as sekere persone teen 'n sekere datum nie
presteer in gevolge die verkoopkontrak nie. Veral in die opskortende voorwaardes, maar ook wysigings wat aangebring word aan die koopkontrak. As ons 'n bietjie gaan kyk na die feite van hierdie saak, Mara Louise Palma Codeville, wat het haar dogter en haar skoonseun gehelp om 'n eiendom te koop. Nou, die eiendom se waarde was 5,15 miljoen rand en die verkoop was onderhewig aan 'n opskortende voorwaarde wat vereis het dat die kopers 'n verband registreer ten waarde van 4.950.000 rand teen die 14de Februarie 2020 en daardie is toe later verleng tot die 19de Februarie 2020, basies met 7 dae. Nou, die verband is teen die datum van die 19de Februarie toe nie verkry deur die kopers nie, wat beteken het dat die ooreenkoms dan nou basies verval het. Nou, die partye het toe 'n tweede addendum geteken op die 20ste Februarie, met gewystigde finansiële termes, wat voorsiening gemaak het dat daar 'n bankwaarborg in plek kan wees teen die 25ste Februarie 2020. Nou, die kopers het later aan finansiële probleme ondervind as gevolg van die COVID-19 pandemie en hulle toe onttrek van hierdie ooreenkoms. Nou, teen hierdie tyd het mevrou Codeville nou reeds 1.950.000 rand betaal namens die kopers en sy wou haar fondse teruggehad het. Sy het geargumenteer dat die oorspronklike ooreenkoms verval het en dat die tweede addendum kon nie die oorspronklike verkoopkontrak laat herleef nie. Nou, die Hooggeregshof het 'n ander opinie gehad daarvan en hulle het die siening gehuldig dat die ooreenkoms was dan nou het dan nou weer herleef en was dan nou van krag. Dit het toe mevrou Codeville dan nou genoop om die appelhof te nader en die regsbeginsel wat voor die appelhof gedien is, was basies die kruks van die saak was die tweede addendum wat hulle geteken het, wat het tot die 25ste Februarie toe verleng het, wat onderteken is na die opskortende voorwaardes nie aan voldoen is, eerstens op die 14de Februarie en tot die 19de Februarie nie, skonde die oorspronklike ooreenkoms dan nou laat herleef, en oef daar dan 'n nuwe kontrak was wat 'n vereiste was. Nou, die hof het gekyk na die belangrike beginsels van opskortende voorwaardes en indien 'n opskortende voorwaarde in 'n kontrak daar is en daar word nie aan voldoen teen 'n spesifiek gestipuleerde tyd nie, verval die ooreenkoms outomaties. Behalwe as die opskortende voorwaarde regstens verleng word. Nou, in die Suid-Afrikaanse reg, as dit kom by die herlewing van 'n ooreenkoms, erken die Suid-Afrikaanse reg nie dat 'n ooreenkoms wat verval het, outomaties herleef, tensy daar 'n nuwe geldige kontrak tot stand gebring is nie, wat aan al die statutêre formaliteite voldoen nie. Veral die, as dit kom by die vervreemding van van eiendom wet 68 van 1981, wat dan nou die wetgewing is wat die vervreemding van grond in Suid-Afrika beheer. Nou, daar staan het ook duidelik dat enige wysiging of nuwe ooreenkoms wat te maak het met die verkoop van vaste eiendom moet skriftelik wees of onroerende eiendom en geteken word deur die partye in ooreenstemming met artikel 2.1 van die vervreemding van grond wet. Nou, in die uitspraak deur die Hoogste Hof van Appel het die hof toe bevind dat
die opskortende voorwaardes was nie voor die 19de Februarie dan nou aan voldoen nie. Die oorspronklike ooreenkoms het as gevolg van dit dan nou verval. Die tweede addendum, alhoewel die bedoeling was om die finansiële terme dan nou te wysig van die oorspronklike ooreenkoms, was onderteken nadat die ooreenkoms reeds verval het op die 20ste Februarie. En dus kon daai kontrak nie net outomaties herleef het nie. En omdat die tweede addendum dan nou nie voldoen het aan die formele vereistes ten opsigte van die geldige nuwe verkoopooreenkoms nie, het die hof dan gelas dat die ooreenkoms was nie afdwingbaar nie. En kon mevrou Codewil haar R1.950.000 wat sy betaal het, wel terugkry met rente. En die verkopers en die regsverteenwoordigers was toe dan nou aangesê om die regskoste te betaal. As dit die geval was in hierdie saak dat daar wel gepresteer is voor die datum en hulle dan onttrek het, dan sou die verkoper geregtig gewees het op roukoop. Maar as gevolg van die feit dat die ooreenkoms wat gesluit het, verval het, en toe na die vervaldatum 'n addendum eers bygebring is, het dit nie outomaties beteken die ooreenkoms het herleef nie, en dus was die verkoper dan nie geregtig op roukoop in hierdie aangeleentheid nie. So luisteraars, dis hoekom dit baie belangrik is dat 'n mens iemand kry met die nodige kennis wat 'n mens se kontrakte opstel en seker maak 'n mens word beskerm by enige koop of verkoop ooreenkoms, veral van van onroerende. Want die mens kan duidelik hoor dat hierdie geval, jy weet, as daai geld ter sprake is, dan het die, laat ek anderster omvra, as 'n mens 'n deposito betaal, gaan die geld nie direk na die verkoper nie, dit gaan na 'n agent toe, 'n middelman, want anderster sal die koper of die verkoper dit verseker nie teruggee as hy dink hy skade gelei nie. Ja, dis kom het gewoonlik inbetaal word in 'n trustrekening van 'n prokureur, wat gewoonlik die oordrag hanteer, waar dit dan veilig is, hoe veronderstel is om veilig te wees, totdat die koop afgehandel is. Maar as 'n persoon 'n deposito betaal het, en jy skielik net die transaksie kanselleer, sonder dat jy eintlik geldige redes het, is daai geld dan nou reeds in die besit van die verkoper se prokureur. En dus kan hy dan nou aanspraak maak om sy verliese te vergoed, soos het ons gesê het, byvoorbeeld die eiendomskommissie wat die eiendomsagent geregtig sou wees, hoe skade wat hy kon gelei het, of dat hy potensieel ander kopers dan nou oor die hoof gesien is as gevolg van die potensiële koper se versuim om te voldoen aan die verkoopooreenkoms. Hendrik, net 'n saak, as jy as 'n koper die bedrag betaal het, het jy eintlik geen sê daaroor nie, want dit is dan by die verkoper se prokureur, en uiteindelik die diskresie in die eerste plek, tensy jy dit na 'n hof toe vat, om die geld terug te betaal of nie. Wel, dit is so. En dis hoekom ek altyd mense aanbeveel, en ook uit my eie ondervindinge. Wanneer jy 'n aanbod maak vir 'n plek, en jy dit nie kontant gaan koop nie, sit dit maar altyd in die voorwaardes, dat ek sal die plek koop, onderhewig daaraan, dat die bank my 'n lening sal goedkeur, teen 'n sekere datum, en teen 'n sekere rentekoers. Want ook 'n mens het 'n sekere begroting, so dit help nie, jy
kry 'n rentekoers van 20%, want die bank het nou jou verband goedgekeur, maar jy kan nie daardie rentekoers handhaaf om jou terugbetalings te doen. So dis hoekom dit altyd belangrik is dat 'n mens op skortende voorwaardes sit indien 'n mens 'n aanbod maak, laat jy nie net sê ek koop die plek en ek betaal 'n deposito en op die einde van die dag het jy nooit op skortende voorwaardes soos dat jy 'n spesifieke rentekoers kry waarteen jy 'n lening kan kry nie. Want as 'n mens sê as ek dis onderhewig daaraan dat ek 'n 10% rentekoers by 'n kommersiële bank kry en jy kry net 'n 12% kommersiële 'n lening, beteken dit jy kon nie presteer nie en is nie as gevolg van jou eie toedoen nie. En dis kan 'n mens dan wettiglik uit so 'n koop onttrek. Dit is sekerlik weer die ou beginsel dat om 'n baie goeie prokureur te kry wat spesifiek kennis het van die, kom ons in hierdie geval, transaksies, eiendomskope en verkope, is sekerlik waardevol. En mens moet dit nie lig ag nie. Want as jy eers in die moeilikheid kom, help dit nie om dan te probeer regmaak nie. Mens moet dit van die begin af reg hê. En ons is gewone burgers, weet eintlik nie altyd die fynere detail van hierdie sake nie. Dit is maar by die regslei wat daardie kennis lê. Hoe kom mense uit by 'n prokureur wat spesifiek vaardig is oor, in hierdie geval, sê maar, transaksies met vaste eiendom? Is daar mense wat so bekend is? Moet mens uitvind, hoe gaan 'n mens te werk? Wel, dis kom 'n mens maar altyd navorsing doen, want prokureurs spesialiseer in sekere deskundige velde. So, as 'n mens byvoorbeeld probleme het met jou buurman, gaan na iemand toe wat goed is met litigasie. As jy 'n koop of verkoop wil doen van eiendom, dan gaan jy na 'n prokureur toe wat 'n aktevervaardiger is en wat veronderstel is om dan die nodige kennis te hê rakende die koop en verkoop van eiendom. Maar daar's ons 3 baie belangrike lesse wat ons kan leer uit hierdie wat ons gepraat het vanaand. Eerstens moet jy seker maak dat jy die opskortende klausules verstaan in 'n koopooreenkoms. Want onthou, dis nie net tegniese aspekte nie. As hierdie opskortende voorwaardes dan nou nie aan voldoen word nie, is die kontrak dan nou nietig. En dis hoekom dit belangrik is dat die mens ook maar jou tydlyne binne in jou aanbod sit, oefen jou koopooreenkoms. Die ander belangrike punt is dat 'n kontrak herleef nie net outomaties van self nie. Indien 'n kontrak dan nou basies verval, moet daar dan nou 'n nuwe kontrak of 'n aanbod opgestel word en onderteken word deur die partye. Indien 'n mens dan nou net 'n ou addendumpie opstel, is dit dan nou nie voldoende om aan die wet se vereistes te voldoen nie. Derdens, moet 'n mens seker maak 'n mens voldoen aan legitimiteit-beginsels of regsvereistes ten opsigte van eiendomstransaksies, dat dit geskrewe moet wees, dat dit moet 'n geondertekende ooreenkoms wees in nat ink en dat dit nie onderhandelbaar is nie. Want anders kan dit dan so ooreenkoms dan nou basies onafdwingbaar maak. Die prys moet duidelik wees, die voorwaardes moet duidelik wees, en as dit byvoorbeeld 'n plaas is wat as 'n lopende saak verkoop word, of 'n besigheid, moet dit duidelik gestel word wat is ingesluit by die lopende saak. Sodat daar nie onduidelikheid is dat jy dink jy kry al die werkstye op die plaas, maar dan is dit net spesifiek is wat byvoorbeeld aan die maatskappy behoort wat die eiendom besit nie. Ook wat belangrik is, en ek het nou al agtergekom, munisipaliteite is lief om dit te doen, veral as 'n plaas vir 'n lopende saak verkoop word, dan sien hulle maar die plaas is 25 miljoen rand verkoop, en dan neem hulle nie in ag dat 15 miljoen van daai was eintlik vir die beeste en die trekkers en die stroper en alles wat ingesluit is by die koop nie. En dan vat hulle kanse om te sê maar die eiendomsbelasting moet styg,
wanneer hulle nou weer waardasie doen, want hulle vat die verkope van die plase die afgelope 2 jaar, en hulle het nie noodwendige kennis om te weet dat sekere plase het as 'n lopende saak gegaan nie, en dan skiet hulle eintlik die hele landbou 'n gemeenskap in die voet, as mens dit so kan vat. Ja, daar is soveel sake, nee. Hendrik, kom ons begin saamvat. Roukoop, is daar nog fasette wat jy vir ons wil waarsku of wil bewus maak van? Maak doodseker as jy jou eiendom verkoop, of as jy eiendom koop, dat 'n mens nie in daai slag gaan trap nie, en dat jy weet presies waarvoor jy jou inlaat. Want as jy soms dink ons weet alles, maar 'n mens weet nie alles nie, en dis hoekom daar deskundiges is op sekere vakgebiede. So vra liewers raad, betaal iemand dan maar liewers R800 in plaas van dat 'n mens die potensiaal het om R1 miljoen te verloor. Omdat jy nie geweet het wat 'n sekere klousule beteken, of geweet het dat die aanbod wat jy maak met die deposito wat jy betaal, eintlik jou aanspreeklik kan hou indien jy die kooptransaksie kanselleer nie. Ja, daar is baie goeie raad. Baie dankie, Hendrik. Dus elke keer as jy met ons praat, dan maak jy ons eintlik baie bewus daarvan om transaksies, beginsels reg te begin, van die begin af en die pad saam te loop met kundige mense wat weet wat hulle doen. Ja, laaste woord van jou af en dan wil ek jou groet tot volgende keer. Nou Willem, 'n geseënde week verder aan ons luisteraars, en 'n geseënde week verder vir jou. En onthou, as 'n mens regshulp of regsraad het, gaan sien 'n prokureur en maak seker dat jou regte wel beskerm word. Also, dit was advokaat van Hendrik van Staten, en ek hoor so effens 'n krap in sy keel. Ek hoop hy's volgende keer baie beter. Tot 'n volgende keer dan, Hendrik. Alles seën vir jou. Totsiens.